Af ook aan elke moeder. Die woord van die Here sê, as jy 'n goeie ma is, dan vrees jy God. En dit is wat jou 'n goeie ma maak, 'n moeder maak. En mag ons altyd Godvreesend bly en op ons knieë bly om die aangesig van die Here te soek. Maar soos wat julle my ken, om net oor mamas te preek vanmôre is nou nie my grootste deel nie. Dit kan by vroue geleenthede gedoen word. Maar ek glo altyd dat God het 'n woord vir die gemeente. Klein, groot, oud en jonk. En vanmôre wil ek met u praat oor jou hart. En hoe God met jou hart praat en kommunikeer. En ons kan baie dinge sê oor die uiterlike. En elkeen se opinie aangaande die uiterlike van mense kan verskil. Dit wat die oog sien, kan verskil, want elke persoon kyk deur sy eie oë. Maar ek wil hê u moet weet vanmôre, alhoewel die uiterlike en dit wat ons sien belangrik is dit jou en my hart wat God raak sien. Die woord sê in Matteus 23 vers 25 en 26, as die binnekant van die beker skoon is, sal die buitekant ook skoon wees. 1 Samuel 16 vers 7 sê, want nie wat die mens sien God nie. Jy sien, God kyk met ander oë. Hy sê, want die mens sien aan wat dit voor oë is. Maar die Here sien die hart van elke persoon aan. Weereens wil ek vanmôre sê, ons kan baie dinge sê oor die uiterlike. Dit wat die menslike oog net sien. Maar ek wil vanmôre hê u moet weet, en ek wil dit al herhaaldelik myself wil ek hê u moet dit weet. Dis uiters belangrik om te weet en te besef dit wat in jou hart is voor God is dit wat belangrik is. En dit is wat God na kyk wanneer hy na ons as mens kyk. Nou kom Spreuke 4 vers 23 en hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Net interessantheid, ons dink en praat altyd van ons hart hierso, ons fisiese hart is hier. Maar jou geestelike hart sit baie dieper as hier. Dit sit hier. Dit sit diep. Nou Dawid roep uit in Psalm 139 vers 23, hy sê, deurgrond my, o God, en ken my hart. Dis 'n ander ding as God jou hart ken. En weet u vanmôre dat God is bekend met dit wat in u hart aangaan. Want dis waarop hy ingestel is, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Hy sê, deurgrond my, ken my hart, toets my, ken my gedagtes. Is nogal ernstige woorde vir God om te vir ons om vir God te sê, toets my, ken my en ken my gedagtes.
en ek moet op 'n plek wees wat ons weet dis okay vir God om ons op daai diepte te toets. Matteus 5 vers 8 sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Nou wil ek u vat na 'n baie bekende verhaal toe, uit die woord. En ek wil vir u vra, alhoewel u bekend is met die verhaal en u dit seker beter kan oorvertel, dat u my sal verdra. En saam met my sal stap deur elke stukkie van hierdie persoon se lewe. En dit is waar God met die hart van iemand praat. Dit is ook 'n iemand wat die hart van God ken. En u kan maar u Bybel oophou by Genesis 22 as u sou wou. Hierdie iemand was niemand anders as Abraham nie. En ons kan gaan kyk, so plus minus 20 jaar was hy ongehoorsaam, en nou gaan u vir my sê, hoe stop die bus net daar? Waar was Abraham ongehoorsaam? En u kan uself herinner dat hy nie gewag het op God se tydsberekening vir God se belofte om te realiseer nie. Hy het sy eie wil en hulle eie plan gevolg. En u sal weet dat Ismael is gebore. Maar God het 'n belofte aan Abraham gemaak. En weet u wat is vir my so mooi van God? En so kosbaar, wat u vanmôre moet onthou. Ten spyte daarvan dat Abraham oortree het en sy eie menslike plan gemaak het, was God getrou aan sy belofte en woord wat hy aan Abraham gedoen het. God hou by sy belofte, alhoewel Abraham ongehoorsaam was en sy eie plan gemaak het. Wil jy nie net die hand opsteek en sê, Here, dankie vir u getrouheid. Mense en ons kan ontrou wees, maar God bly getrou aan sy woord. Nou kom die woord van die Here baie duidelik en hy sê, die beloftes van God is ja en dit is amen. As daar iets is waarop u en ek kan reken en staat maak, is dit die woorde van God. Want God gaan nooit terug op sy woorde nie. Hierdie is die betroubaarste woord wat ons in ons lewe kan hê. Wat ons op kan reken, wat ons op kan staat maak, wat vir ons 'n anker kan wees, omdat God 'n waarmaker is van sy woord. Maar nou lees ons in hierdie gedeelte dat God het Abraham op die proef gestel. En die rede was om te sien hoe gehoorsaam hy is. Dis 'n ander challenge, ook vir u en my lewe. Wanneer God ons begin toets, en wanneer God ons laat eksamen begin skryf, en opdragte begin gee om te kyk, hoe eg is ons harte teenoor hom. God praat met Abraham en hy sê, en in Genesis 22:1 sê hy, die opdrag wat hy moet doen. Hy sê, neem jou seun en gaan na die plek wat ek jou sal wys. Maar iets wat vir my uitstaan deur hierdie hele gedeelte is, die antwoorde wat Abraham vir God gegee het. En dit was nie 'n uitgerekte antwoord nie. Dit was dood eenvoudig, hier is ek. En God sê vir hom, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het. En toe ek dit lees, dis dit vir my baie interessant dat
Isak was nie die enigste seun nie. Want Abraham was ook lief vir Ismael, was ook sy vlees en bloed. Maar Isak was die seun van God se belofte. Dit was God se groter prentjie vir Isak gewees. Hy sê, neem jou enigste wat jy lief het en gaan offer hom in die land Moria as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal wys. Ek dink ons lees dit en dit lyk so maklik. Ons lees dit en dit gaan verby. Was dit ten minste Abraham gewees? Maar ek wil vanmôre vir u vra, wanneer God u 'n uitdaging gee, in 'n opdrag gee, wat vind in u hart plaas? En wat sou u optrede wees? Want u sien die opdrag van die Here is baie spesifiek aan 'n Abraham. Maar wil ek ook vanmôre vir u sê, wanneer God met u en my praat, is God ook baie spesifiek. En weer eens antwoord Abraham met hierdie woorde. Hier is ek. Hier is ek. Wil dit net so terloops vir u ingooi. Weet God waar u is vanmôre? Dan lees ons van vers 3 af. Abraham het die oggend vroeg klaargemaak. Hy het sy esel opgesaal. Hy het 2 van sy dienaars en dan sy seun Isak, sy geliefde seun, saam met hom geneem, nadat hy die opdrag ontvang het, wat nie 'n maklike opdrag was nie. Plaas u self vanmôre in die skoene, dat as die Here vir u sou sê, vat jou kind, die kosbaarste wat jy in jou lewe kan hê, vat die vuur, vat die brandhout, klim in jou kar, gaan na die plek wat ek jou gaan wys, want vandag gaan jy jou kosbaarste, dit wat jy van my ontvang het, gaan jy op die brandoffer sit. Nie sommer enige offer nie, 'n brandoffer. Gaan brand jou vinger en kyk hoe pynvol is dit. Hy het vroeg klaar gemaak. Ten spyte van, en ek wonder baie keer, wat het Abraham werklik beleef hier in sy binneste? Wat het werklik, ons lees dit nie, maar wat het deur sy gedagtes en sy gemoed gegaan om te weet, vir jare wag ek op God se belofte. So groot, dat hy na die sterre hemel kon kyk, en God sê vir hom, meer as die sterre wat jy kan tel, sal jou nageslag wees. Maar dit sal kom deur 'n Isak. Hoe groot was hierdie belofte? Hoe kosbaar was die lewe van 'n Isak vir Abraham? Maar Abraham het vroeg klaar gemaak. Ek lees nie dat hy veel teruggeredeneer het, met God geargumenteer het, en gesê het, Here, is u doodseker, u weet wat u doen? Ek het nou die dag vir iemand gesê, dit verbaas my dikwels as ek hoor hoe mense van God praat. En hoe dikwels mense sê, ek is kwaad vir God. En ek het vir God geskreeu, en ek het vir God dit gesê. Ek het nou die dag vir iemand gesê, weet jy wie jou God is? Besef jy met wie jy praat? As jy van God praat, dan sou jy nie gesê het, ek het vir God kwaad geword nie. Ons mag vra hê, want ons verstaan nie altyd God se groter prentjie nie. Maar dit wil skryf u en ek in ons lewe eksamens, omdat God die plek van ons harte op die proef stel.
En ek lees dat hy het sy dienaars gevat, hy het Isak gevat, en baie interessant, as jy die verhaal nou mooi in rustigheid gaan lees. Ek lees ook nêrens dat Isak gerebelleer het, of hom teengestaan het, teen die opdrag wat sy pa vir hom gegee het nie. Toe Abraham vir hom sê, Isak, kom seun, ons gaan. Het hy maar gegaan. Die dienaars het beweeg, hulle het nie teëgepraat nie. So hoe Abraham in sy binneste gevoel het om te weet die proses wat gaan volg. Hy het die hout gevat, eers het hulle op reis gegaan natuurlik, en toe hy die berg sien wat God gesê het, hy sal vir hom wys wat die plek is, het hy die hout gevat, en baie interessant ook vir my is dat, hy het nie vir die dienaars gesê, julle gaan die hout vir ons dra nie. Isak het die hout op sy rug gesit. Abraham het gesê, kom seun, die hout kom op jou rug. Wat het Abraham in sy hand gehad? Die woord van God sê, hy het die vuur gehad, en hy het die mes gehad. Op daai stadium, hardloop my gedagtes, en ek wonder, wat het deur hulle gegaan? Wat sou deur u en my gedagtes gehardloop het? 'n pa en 'n seun, die belofte wat hy van God gebid het en jare voor gewag het. Isak was nie net 'n seun van die belofte nie. Hy was 'n seun met 'n toekomsverwagting. Daar was 'n toekomsverwagting daarin gesluit. Soveel as die sterre van die hemel is wat ontelbaar is, sal vir Abraham 'n nageslag wees. En Abraham kom en hy sê vir die dienaars, julle gaan net hier vertoef. Ek en Isak gaan bietjie verder stap. Maar hoor hoe mooi stel Abraham dit. Hy sê, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid. Terwyl hy eintlik weet wat die opdrag van God is. Ek wil vanmôre vir julle sê, wanneer ons doen wat God vra, dan word die plek waar ons moet offer 'n plek van aanbidding. Interessant lees ons dat Isak het die hout vir die brandoffer op sy eie rug gedra. Abraham het die vuur en die mes gevat. Isak dra sy eie dood op sy rug. Op daai stadium moet u weet, het Isak nie besef. Hy is die een wat op die altaar geoffer moet word nie. Nog net Abraham het die groter prentjie van God geken. Want ons lees Isak kom in vers 7 en hy sê, Vader, en hoor hoe mooi, en hy antwoord dadelik vir Isak, hy sê, hier is ek, my seun. Te midde van dit wat in Abraham sy eie binneste gewoel het. Hy sê, hier is die vuur en die hout. Maar waar is die lam? Vir die brandoffer. Pa, ons is hier, ons is gereed, ons het al die nodige goed wat ons nodig het. Maar wat gaan ons offer? En Abraham sê hierdie woorde, God sal vir homself die brandoffer voorsien, my seun. Wyse woorde. Ek wonder hoe sou ons dit hanteer het, Cora. Ons sou 10-1 gesê, my kind, ek is so jammer.
Die Here het gepraat, maar jy sal nie weet wat ek vir jou wag nie. Ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie. Maar eintlik moet ek jou prys gee vandag. Maar Abraham sê, God sal self die brandoffer voorsien. En toe kom hulle op die plek wat God gewys het. En Abraham kom en hy begin die hout afval van Isak se rug en hy begin dit op die altaar te pak. En nog steeds is daar nie 'n ander lam, 'n ander offer wat op die altaar moet kom nie. En Isak het gestaan en gekyk. Wat nou? Altaar is gepak. En verseker kan ek u vanmôre sê, ek is so dankbaar dat ek nie daai toets moes geskryf het nie. Want ek sou sekerlik die toets gedop het. Want dit was nie die maklikste opdrag en uitdaging wat God aan Abraham gestel het nie. Dis nie maklik om dit wat kosbaar is te gaan offer nie. Dit is nie maklik dit waarin jy vashou, dit wat vir jou 'n hartsaak is, om dit op die altaar te gaan sit nie en prys te gee en te weet dat dit gaan uitbrand nie. Maar Abraham het sy seun, die belofte van God, waarvoor hy jare gewag het, in gehoorsaamheid aan God se opdrag, op die altaar vasgemaak. Ek wonder, wat was die woordewisseling tussen pa en seun gewees? Abraham het sekerlik gesê, my seun, weet nie om dit vir jou te sê nie, maar kom klim asseblief op die altaar. Pa, regtig? Dink aan jou eie kinders, wat sou hulle vir jou gesê het? Mos nie ernstig nie. Pa, jy sekerlik maak jy 'n grap. Pa, ek kan nie glo, ek kan dit nie glo dat jy my wil offer nie. Ek is jou kind. Jou bloed vloei deur my are. Lees nie dit in die woord nie. Ek skep 'n prentjie vir u vanmôre. Maar Isak is op die altaar vasgemaak. Hy het nie eers beweegruimte gehad nie. Abraham het hom vasgebind, lees ek, op die altaar. Wonder wat het in sy gemoed aangegaan. Ek wonder wat het deur Abraham se binneste gehardloop. Ek kan net probeer indink wat deur myne sou gegaan het. Maar ek lees ook nie dat daar rebellie of teenkanting van Isak se kant af was nie. Wat sou u en ek gedoen het met daardie opdrag? Met watter gesindheid sou ons dit hanteer het? Nou moet jy hierdie prentjie voorstel. Verdra my net 'n oomblik. Hier lê Isak, belofte waarvoor Abraham jare gewag het. Belofte, 'n toekomsverwagting van 'n nageslag wat uit hom gebore sou word. 'n droom wat God
vir Abraham beloof het, wat in skerwe gaan val, wat moet sterf. Hier lê hy vasgebind op die altaar. Ek wonder hoe sy gesigsuitdrukking gelyk toe hy vir sy pa gekyk het. Hier staan Abraham met 'n mes in sy hand en die vuur wat die altaar aan die offer aan die brand moet steek. En ek wil nie eers dink, ek kan nie eers myself dink, om eers naby aan daai plek te kom, op daai staanplek, om te beleef wat hulle moes beleef het nie. Maar een ding weet ek, dat ten spyte van hulle eie wil, hulle eie denke, hulle eie emosies, het hulle in gehoorsaamheid God se opdrag gaan uitvoer. Het hulle op die plek gekom wat God hulle wou gehad het. In gehoorsaamheid. En net toe Abraham bereg is om te slag sy eie seun, sy eie vlees en bloed, en die offer aan die brand te steek, sy seun, roep daar 'n engel uit die hemel en sê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Al wat Abraham die hele tyd gereageer het, hier is ek, 3 keer, hier is ek. En die engel kom en sê, en hierdie is baie belangrik, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, doen hom niks nie. Wat 'n verligting. Want nou weet ek, sê gou saam met my, nou weet ek dat jy God vrees. En jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. Die vraag aan u en my is vanmôre, wat is ons bereid om na God se altaar toe te bring? Om geoffer te word. Soms sukkel ons om net by die saligheidsplan te bly. Soms rebelleer ons wanneer God van ons verwag om sekere goeders te los. Hoor maar hoe praat mense. Dit wat in God se oë verkeerd is, reg. Om te compromise. Dat hulle net so bietjie kan vashou aan dit wat vir hulle belangrik is. Ek wil vanmôre vir u vra, weet God vanmôre, en ja, hy weet alles. Hy weet, die woord sê in Psalm 139, van ver af ken hy ons gedagtes. Maar ek wil vanmôre tog die vraag vra, weet God vanmôre dat u hom nog vrees? Getuig u lewe dat u hom vrees? Weet God vanmôre dat niks waaraan ons vashou, dat ons dit belangriker ag as hy nie? Jy sien,
Ons is almal mens. En daar sekere goed wat vir ons belangrik is. En daardeur sê ek nie vanmôre alles is foutief waarin jy vashou nie. Maar dikwels is daar goed in die kind van God se lewe waaraan ons vashou, wat nie tot ons eie voordeel of tot God se voordeel strek nie. Weet God vanmôre waaraan ons vashou? U sien, hierdie verhaal deel met ons oor ons gehoorsaamheid aan dit wat God vra en sê. Hoe dikwels hoor ons week vir week, jaar vir jaar, dag vir dag boodskappe, noodkrete oor maak jou hart reg met God. Laat staan en weet dat hy God is. Breek met dit wat God nie behaag nie. Gee jou beste. Isak was Abraham se beste. Hy was die beste gewees. Die woord van God sê dit. Hy was die geliefde gewees. Wat het ons so lief, wat ons dikwels nie bereid is om te offer ter wille van dit wat God vra nie? Hoe dikwels praat die Here met ons? Maar hoe reageer ons wanneer God praat? En hoe en met watter gesindheid voer ons sy opdragte uit? Ag, en ek weet, ek kon vanmôre net vir u gesê, ag man, ek is so lief vir julle. Ek is regtig uit my hart uit lief vir elkeen van julle. Maar daar is 'n groter prentjie van God oor u en my lewe. En al hoe hy dit kan vervul, is deur ons gehoorsaamheid aan hom. Weet jy wat is vir my so pragtig wat hier uitstaan? Is wanneer ons kan uitroep en sê te midde van hierdie moeilike opdragte wat die Here vir ons daar stel, goed om prys te gee, om nader in ons verhouding met hom te kom, om ons lewe as 'n welgevallige offer voor hom te stel, is ons reaksie op hom. En wanneer ons gehoorsaam is om te doen, is dit soos in die geval met Abraham, dat die Here stop jou in die proses en sê, ek gee vir jou iets beter. My belofte sal in vervulling gaan in jou lewe, omdat ek die egtheid van jou hart raak gesien het. U sien, ons word ook getoets oor ons gehoorsaamheid en bereidwilligheid en in ons gesindheid, in ons lewenswyse voor God, in ons lewenswandel voor God. God toets ons. Hoe toets hy ons? En hoekom toets hy ons? Hy wil sien wat is in ons harte. Nie dat hy dit nie weet nie. God is die kenner van elke hart. Hy is die een wat elke motief van die hart ken.
Maar God hou van uitdagings. God het Abraham se hart geken. Maar Abraham was nie teenstaande, was hy getoets tot die uiterste. Ek sou gedink het, sjoe, wat gaan my kind van my dink nadat ek hom op die altaar vasgesit het? Wat se verwyte gaan ek kry? Jesus, pa, jy was ook maar nie lief vir my, maar jy was daarom nie lief vir my gewees nie. Jy was bereid om my te laat sterf. Maar jy sien, wanneer God in 'n saak is, wanneer God 'n offer van jou vra, het hy alreeds 'n perfekte uitkoms sonder verwyte, sonder negatiewe reaksies. Hoe eg is ons harte vanmôre teenoor God? En ek hoef nie vir u te sê, ons leef in die eindtyd nie. Ons hoor dit week vir week. Ons hoor dit dag vir dag. Maar indien God vanmôre kom en self hier sou kom staan, sou ons die toets geslaag het as 'n welgevallige offer voor hom? Vanmôre kan ek net self uitroep en sê, Here, wees genadig. Ek skiet ver te kort. Hoe lyk u hart voor God vanmôre? Hoe dien u hom? Hoe vertrou u hom? Hoe volg u hom? Is dit in volle gehoorsaamheid? Of is dit halfhartig? Is dit met verdeelde aandag? Omdat ons vashou aan dit wat vir ons belangrik is. Vir dit wat ons lief het. Wat is u en ek vanmôre bereid om op God se altaar te sit, om hom te behaag? Hoef net vir u lees, wat was God se reaksie? En daarmee gaan ek afsluit. Omdat Abraham, ten spyte van die intensiteit van God se opdrag, dit sonder rebellie, sonder vraagtekens, sonder kwaad wees vir die Here, sonder 'n worsteling. Ek lees nie dat Abraham hier in 'n geweldige worsteling nie. Hy het net, toe God hy die opdrag kry en God gepraat het, het hy die volgende dag vroeg beweeg. Hy het begin pak, hy het gedoen, hy het die nodige gevat en hy het gekom tot by die plek wat God gesê het, Abraham, stop, dis genoeg, ek sien nou dat jy my lief het. Hy was nie in 'n twis met die Here betrokke nie. Hy het nie God se arm probeer draai om dinge makliker te maak. Hy het net gedoen. Nou hoor, omdat Abraham gedoen het, wat sê die woord in vers 16? God kom en hy sê vir hom, ek sweer by myself, groot woorde, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie. Selfs die belofte wat Isak vir Abraham ingehou het, hy kon daaraan vasgeklou het. Maar hy het nie. Kom God en hy sê, omdat jy dit nie teruggehou het nie, sal ek jou ryklik seën. Sal ek jou nageslag grootliks vermeerder, soos die sterre
van die hemel, soos die sand van die see. Hy sê jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. Hy sê en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Jy sien, God vra nooit iets van ons wat hy nie beloon nie. God het 'n vaderhart. Hy kom en hy sê, as julle as aardse vaders, wat in vergelyking met my eintlik sleg is, weet om aan julle kinders goed te doen, hoeveel te meer sal ek as julle hemelse Vader nie vir julle doen nie. En al wat God vra is, doen wat ek vra. Leef wat ek van jou vra. Wees gehoorsaam aan my woord. Wat 'n mooi antwoord van God. Wat 'n mooi blessing, seën. Dink aan die kindertjies wat altyd by die skool op die verhoog staan en dan word daar trofeetjies uitgedeel. Dink partykeer, hulle is die skool se trofeetjies, sodat die skole kan goed lyk. Maar u en ek, as God na ons kyk, sien hy ook 'n trofee, want hy het 'n prys betaal. Vir u en vir my. En al wat hy vra is, volg my. Doen soos wat ek vra. Moenie hom en haar nie. Dis moeilik. Dis moeilik as iets vir jou kosbaar is, om dit prys te gee. En al wat ek vanmôre vir u wil vra is, en dit bly u keuse, dit bly my keuse, hoe gehoorsaam gaan ons God volg? U sien, ons is vinnig om die seën van die Here oor ons lewe te wil hê. Ons is vinnig om te sê, Here, red my uit hierdie gemors. Ons is vinnig om te sê, man, die Here kyk uit vir my, of Here, asseblief, kyk uit vir my, beskerm my, bewaar my, dra my, voorsien vir my, gee vir my, doen vir my. Maar wat bring ek na die altaar toe? Hoe lyk my offer wat op die altaar is? Sien, ons kan baie nitty-gritty goed, wat nie belangrik is na die altaar toe bring. Maar ons mis dikwels dit wat God eintlik van ons vra. Abraham het nie net vir Isak op die altaar gesit nie. Hy het sy hart, hy het sy liefde, hy het sy alles. Abraham het indirek homself op daai altaar gesit voor God, om gehoorsaam te wees. Wat is u vanmôre bereid om op die altaar te sit? Om gehoorsaam te wees aan die Here. As u vanmôre opnuut net wil sê, Here, hier is ek. Ek skiet ver te kort. Ek is nie Abraham nie. Maar Here, my Isak, wat ek aan vashou, my nou nie verkeerd interpreteer. Want dit, Isak was
Abraham se hart klop. Dit was sy begeerte wat in vervulling gekom het. Maar toe God sê, gaan offer. Selfs dit wat hy van God ontvang het, dikwels hou ons meer vas aan 'n roeping as wat dit gaan oor die hart van God. Dikwels hou ons meer vas aan 'n wonderwerk. Gaan dit oor 'n wonderwerk of gaan dit oor God? Gaan dit oor die voorsiening of gaan dit oor my hart met God se hart, dat dit een is? Want dis wat die grootste toets wat Abraham moes skryf. Was hy bereid om sy belofte wat hy van God ontvang het, weer terug te gee aan God? Dis 'n ou Pinksterkoortjie wat ons oor die jare gesing het, ek onthou dit van kindstyd af. My al is op die altaar. Maar dan stap ons uit, wat ons maar weer, ons Isak saak, en ons stap uit die kerk. Praat nie vanmôre met u van 'n prentjie af. Wat is ons vanmôre bereid om op die altaar te sit vir God? God vra nie jou besittings nie. Maar as jou besittings 'n blokkasie is, sit dit op die altaar. Wat dit ook al in jou lewe is, wat God jou 'n toets wil laat skryf, kom sit dit op die altaar. Kom maak dit vas op die altaar. En kyk hoe God vir jou deurkom. Want God het vir Abraham deurgekom. Hy het vir Isak deurgekom. Hy wou net die hart getoets het. Kom ons staan. U sal self weet waar u hart is vanmôre. En al wat ek u kan vra, as u bereid is om vanmôre u lewe opnuut, dit wat u aan vashou, dit wat vir u kosbaar is, te sê, Here, net soos ek is, kom ek vanmôre en ek plaas myself op die altaar. Kom reinig, kom heilig my, sodat ek 'n welgevallige offer voor u kan wees. Dan steek u net u hand op, terwyl ek vir u bid. Vader, baie dankie, ek het oorgelewer dit wat u vir my gegee het. Here, vanmôre is dit so maklik om te praat oor Abraham se geloof. Maar Here, wanneer dit kom by ons, dan kan ons so maklik terughoudend wees. En kan ons dikwels so halfhartig voor die altaar van God kom staan. Maar vanmôre is u die kenner van elke hart in hierdie godsgebou. En ek wil bid vanmôre dat u wat die kenner is van ons harte, u wat die motiewe van ons harte ken, Here, dat u ons soos 'n Abraham in staat sal stel om te sê, Here, I'm going to let go. I'm going to let go. Here, ek is bereid om prys te gee ter wille daarvan om u te behaag. Here, uit onsself kan ons dit nie doen nie. Uit ons eie menswees, Here, kan ons
doen, want ons hou vas. Maar Here, help ons vanmôre, dat ons 'n heilige offer voor U sal wees, op die brand, op die altaar, Here, 'n brandoffer voor U. Here, dankie dat U Gees die naprediker is. Help ons, lei ons deur U Gees vanmôre en wees die naprediker van U woord wat die waarheid is en verheerlik U self in en deur ons lewe is my gebed en